Goeiemôre en welkom by vanoggend se erediens. Ek groet julle graag met die volgende woorde. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ons teksvers vir vandag is Filippense 2 vers 1 tot 13. Ek lees vir ons. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. Maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daar het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Nou vriende, voor ons verder gaan kyk na die teksvers, wil ek vir julle die volgende vraag vra. Wie gaan die skottelgoed was? Of in ons era, wie gaan die skottelgoedwasser pak en uitpak? Dit was een van die sentrale vrae van my kinderdae gewees. En na 'n hele jaar se bakleierery en wie se beurt is dit, het my ma die blink plan gekry om vir ons 4 kinders elkeen 'n dag te gee. Ek het maandag gehad, my sussie dinsdag, my een boetie woensdag en die ander boetie donderdag. En so het elkeen sy beurt gehad om hierdie vuil werk te doen. Dit wat niemand van ons ooit wou doen nie. Nou later het ons begin, as gevolg van ons besige skedules en buitemuurs en allerhande goed, het ons begin hierdie beurte uitruil en dit het hierdie situasie so 'n bietjie vererger. Want dan ruil ons uit, maar ons vergeet wie se beurt was gisterand en wie se beurt was eintlik, want daar was geuitruil. En dan is dit eintlik maar net 'n spanpoging. Of ons los dit maar vir my ouers. Maar nietemin, ek glo nog steeds vandag toe, my sussie het nooit eintlik by haar regte beurt uitgekom nie. Want sy is nou 23 jaar oud en sy weet nog steeds nie hoe om te pak, uit te pak of die masjien aan te sit nie. Maar ek onthou, skottelgoed was nog altyd vir my so erg. Soveel sodat ek 'n teorie ontwikkel het, dat ouers net kinders kry, sodat hulle nie self skottelgoed hoef te was nie. En na al die jare, wil ek tog sê, skottelgoed het mettertyd vir my 'n simbool geraak van leierskap. Die beeld van skottelgoed is vir my 'n beeld wat beteken, as jy 'n leier wil wees, moet jy bereid wees om skottelgoed te was. Om te doen dit waarvan jy nie hou nie. En hierdie beeld is natuurlik presies die teenoorgestelde van wat die wêreld ons leer oor leierskap. Die wêreld leer ons die ideaal waarna ons moet strewe, is om gedien te word en nie om te dien nie. Ons is upwardly mobile. Ons wil bo uitkom, die sosiale leer uitklim, 'n hoër lewensstandaard bereik, 'n hoë posisie beklee. Selfs in ons godsdienst mik ons hoër. Fokus ons op 'n hemel daar ver.
wel ons weg van die aardse na die hemel daarbo. Nou, Filippense 2 leer ons iets van 'n regom wêreld. Die Gees lei ons af ondertoe, tot heel onder, na die posisie van diens. Ons hele prentjie van die wêreld is onderste bo. Eintlik is ons prentjie van God onderste bo. Maar Filippense 2 kom draai ons wêreld weer regom. Herinner ons weer aan wie God in God se wese is. Dink net vir 'n oomblik weer aan die verhaal van Kersfees. Van 'n God wat mens word. Aan 'n engel wat aan 'n jong ongetroude meisie verskyn. 'n Meisie wat God baar. Aan 'n egpaar wat nie blyplek in 'n herberg kon kry nie, en God wat in 'n vuil stinkstal gebore word, tussen die diere. En nie in die hoofstad waar die godsdienstige en politieke elite vergader nie, maar in 'n agterlike dorpie waaroor mense grappies maak. Aan engele wat nie eers aan ryk geleerde belangrike mense verskyn nie, maar aan onrein herders, onbelangrike mense op die rand of die onderkant van die samelewing. Ek wil jou herinner aan 'n ster, wie se boodskap deur vreemdelinge, heidense sterrekykers, herken word. Aan 'n God wat as 'n babietjie vlug, broos en uitgelewer aan die magte van die dag. En later, Jesus, wat sy disippels se voete was. Dit sou vandag heel waarskynlik die ekwivalent wees van ander mense se toilette was. Ek wil jou herinner aan God wat gemartel word, vermoor word. Jesus wat homself prysgee. Sy bestaan saam met sy Vader opgee om soos 'n mens te word. Heeltemal soos 'n mens. En toe hy mens geword het, het hy nie deel geword van daai godsdienstige en politieke elite nie. Hy roep vissermanne, arbeiders, hy spandeer sy tyd saam met die onderste klas van die samelewing. Die verworpenes, diegene op wie die godsdienstige, geleerde, gerekende mense hulle neuse voor optrek. Ek wil weer vir ons vers 3 tot 5 lees. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Dieselfde gesindheid. Dieselfde gesindheid. Die Gees lei ons af, ondertoe. Nou, hierdie is nie maklik om te hoor nie. Wat nog te sê op te neem in ons eie lewe en in ons wêreldbeeld vandag. Dit is so heeltemal volledig kontra-intuïtief. Dit is presies die teenoorgestelde van ons kultuur. Maar dit is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Om 'n Christelike leier te wees. Om 'n disipel van Jesus te wees. En daarom sê ek, om 'n Christen te wees, is om die skottelgoed te was. Nou, dis taaf. Dis vir ons al maklik om te aanvaar dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy homself vir ons gegee het, maar die idee dat ons op dieselfde manier nou onsself moet prysgee, dis vir ons bitter moeilik. Ons kan al die eenheid tussen Vader, Seun en Gees waardeer, maar om ons eie regte en belange op te gee ter wille van hierdie eenheid, dit is vir ons te veel gevra. Dalk is dit hoekom ons eerder fokus op die eenvoudiger goed van die wet. Jy mag nie steel nie, mag nie vloek nie, mag nie vermoor nie, los die pornografie en die dwelms.
Want dis makliker as die allesomvattende aanspraak van die evangelie. Wat sê, gee jouself, offer jouself, jou regte, jou belange, jou status, jou voorkeure, jou gemak. Gee alles in diens van God en in diens van ander. Was die skottelgoed. Daarom is dit so belangrik dat ons vers 13 saam met die res van hierdie gedeelte moet lees. Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Sien, God vra nie van ons iets wat hy nie reeds vir ons gee of waarmee hy ons help nie. Vers 12 lees in die boodskapvertaling, werk met vrees en bewing aan julle verlossing. Maar hierdie kan veroorsaak dat ons dink, dis ons werk. Ons moet net harder probeer, harder op onsself en veral op mekaar, sodat ons dan nederiger kan wees. Maar die Gees gee vir ons wat God van ons vra. Hoe ons daaraan werk, is om te leer om al meer sensitief te raak vir die stem van die Gees. En dan te leer om al meer in gehoorsaamheid oor te gee aan die werk van die Gees. En daarom wil ek jou vra, waar het die Gees die afgelope week aan jou verstaan van die wêreld en jou plek in hierdie wêreld getorring? Wanneer jy na die Gees luister, sal jy dalk by 'n kuiergeleentheid opdaag of na die diens hier in die binnehof van die kerk staan en dalk sien jy iemand op die rand, iemand wat ongemaklik lyk, iemand wat nie deel is van 'n groep nie. Dalk stuur die Gees jou na daardie persoon. En dalk sal jy die brug word wat mense op die rand van die gemeenskap intrek na die binnekant. Wanneer jy na die Gees luister, sal jy dalk in 'n invloedryke posisie wees. Dalk is daar mense met meer invloed as jy. Maar dalk sal die Gees jou lei om jou invloed te gebruik tot voordeel van diegene wat nie invloed of mag of dieselfde voorregte as jy het nie. En ons kan dit noem die haweloses, die siekes, die armes, die werklooses, die vreemdelinge. Dalk sal die Gees jou nooi om by hulle te gaan staan, saam met hulle te staan. Eerder as by die belangrike, invloedryke, sogenaamde suksesvolle mense. Wanneer jy na die Gees luister, sal jy dalk laat by die huis kom. En daar staan skottelgoed wat vir jou wag. Of klere wat vir jou rond lê, wat opgevou moet word. Goed wat iemand anders moes opgeruim het. En jy sal solank in jou gedagtes, solank jy toespraak wil begin oefen, van hoe jy vir hulle gaan regsien. Maar dalk sal die Gees jou bewus maak daarvan, dat hulle dalk ook moeg is, of oorweldig voel. En dalk sal jy die klere was, optel, opvou, of die skottelgoed was. Wat ek vandag vir jou wil vra is, wees oop vir die fluistering van die Gees. Die Gees sal ons altyd lei tot liefde en tot diensbaarheid en tot nederigheid. Die Gees sal ons altyd lei om ander in ag te neem. En dis 'n proses waaraan ons in vandag se wêreld moet gewoond raak. Aanvanklik gaan dit vir ons vreemd en ongemaklik wees. Dalk sal dit ons bang maak, of selfs kwaad, of rebels maak. Maar die Gees sal ons nie los waar ons is nie. Die Gees help ons, volgens Filippense 2, om ons steeds afwaarts te lei. En daarom wil ek afsluit deur jou aan te moedig om spesifiek hierdie week jou oë en ore oop te hou vir die fluistering van die Gees. Wees hierdie week op die uitkyk vir geleenthede waar die Gees jou afwaarts kan lei. En volg hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om
vandag van vooraf bewus te word van wie U is. Here, U sê self vir ons, U het gekom om te dien en nie om bedien te word nie. Here, mag dit ons voorbeeld wees. Mag dit iets wees waarna ons uitsien om te doen. Mag dit iets wees waarna ons streef. Here, maar nie uit onsself nie. Mag die Gees ons lei om daar waar ons is 'n verskil te kan maak. Om te kan bedien. Amen. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons gee. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na